Jy het uitnodiging, kom nader. Jy het uitnodiging van word stil in jou binneste en kom plaas jou lewe. Jou hele lewe, jou gesin, jou werk, finansies, jou liggaam. Alles waaraan jy dink, alles wat jou kop besig hou. Kom plaas alles hier nou by sy voete. Hemelse Vader, U ken ons so goed. U weet presies waardeur ons werk en waarmee ons aan die gang is. Here, die meeste van daardie goed het U self vir ons lewe ingebring, sodat die knoppies van ons hart moet druk, sodat ons kan besig raak met U. En U nooi ons nou, bring alles waarmee U besig is, bring dit na my toe. Laat ons saam daardeur werk, laat ons saam daardeur praat, laat ons saam daardeur stoei en dat ons verhouding verdiep. Dankie Here dat ek saam met hierdie gemeente, ons hele lewe, elkeen van ons, alles omstandighede, alles, net na U toe kan bring. En vir U sê, dankie dat U weet. Dankie dat U weet. Dankie dat U besig is. Dankie dat U praat. Dankie dat U leer. Dankie dat U lei. Dankie Here. Ons gee ons lewens. Ons gee ons self in U hande en ons weet, U sal leer, U sal lei, U sal praat. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente, dankie aan Connie hulle ook, vir die aanbiddingsgedeelte saam met hulle. En ja, ek dink ek kan dit eerlik sê, ek is trots op julle, hierdie skielike koue wat ons tref hier in September. En dankie, jy is nog steeds hier saam met ons, deel van ons reeks. Ons reeks is om die stem van die Here te herken in jou lewe. Nou, ons gaan ons het vir so 2-3 weke, het ons gepraat oor al die gebeure waar Jesus na sy opstanding met van sy disippels en mense ontmoet het. En ons het gekyk hoe lyk die opgestaande Jesus se stem in ons lewens. En ons kom nou hier aan die einde, ons is nou by die hemelvaart vandag en waar hy aan Paulus verskyn. Van volgende week af gaan ek baie meer, kan ek sê, prakties raak oor die stemme wat ek hoor, die gevoelens wat ek kry, die gedagtes wat ek kry. Al hierdie klas van dinge wat binne in my kop, hierdie stemme wat binne, hoe sif ek, hoe sorteer ek het uit om uit te vind, wat is die stem van die Here, wat is sy leiding in my lewe en wat is dit gedagtes. Maar dis nou volgende week, sal ons meer prakties raak. Ons het so al gekyk en ek dink die groot punt wat uitgekom het eerste was, jy hoef nie 'n super uitgesorteerde mens te wees om sy stem te hoor nie. Inteendeel, hy praat juis met gebroke mense. Hy praat juis met mense wat verward, de mekaar, confused en chaos en sonde en skuldgevoel. Hy praat juis. So die antwoord is eintlik hy praat met gewone mense. Ek bedoel, dis nie 'n special condition hierdie nie. Dis jou en my lewe. Dis ons normale weeklikse omstandighede. Hy praat met besige mense. Hy praat met gejaagde mense. Hy praat met mense wat doelwitte het, wat dinge moet gaan doen. Petrus, hulle wat vis gevang het, nou vir my en jou is visvange 'n lekker rekreasie, nee, dis 'n lekker dag af visvang. Dit was Petrus se werk. Hulle het geleef van die visse wat so Jesus praat by jou werk met jou. So jy kan mooi gaan kyk, Jesus praat die hele tyd. Nou goed het ons gesien dat hy vra baie vrae as hy praat. Sy stem bring vrede, shalom. En daar's baie herhaling in sy stem. Hy is nie bang om hoor en hoor vir jou dieselfde ding te sê nie. Nog iets dink ek wat belangrik is, hy identifiseer met jou wonde, met goed wat in jou verlede gebeur. Hy maak dit oop en sê, bring jou seer, bring jou pyn, ek's reg daarvoor. Hy wys sy eie wonde vir jou. Hy identifiseer daarmee. Laaste goed wat ons gesien het laasweek is sy stem bring herstel. Hy het Thomas herstel, hy het Petrus herstel, hy wil jou en my herstel van ons lewens, ons skuldgevoel, ons verhoudings. Hy bring herstel, as hy praat gee hy jou rigting en goed. Laaste was, hy gee jou opdrag. Onthou julle die disippels, het hy gesê, soos die Vader my gestuur het,
so stuur ek julle. So ons sien duidelik, elke keer as Jesus gepraat het, was daar 'n opdrag. So kom ons gaan van daar af verder. Ons gaan begin by die hemelvaart. Nou die hemelvaart was daai 40 dae later, nadat Jesus uit die dood het opgestaan het daar 40 dae verloop. So dis nou al 'n lang tyd. En hier aan die einde van hierdie 40 dae sê hy vir hulle, gaan na 'n berg toe, ek gaan julle daar ontmoet, en kom ons gaan kyk, ons gaan na 2 gedeeltes kyk, Matteus se weergawe van die hemelvaart, en dan Lukas se weergawe wat in Handelinge is. Kom ons kyk, Matteus 28 vanaf vers 16, hy sê, die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg, soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. En hoor hierdie groot woorde, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Met ander woorde, doodgewone mense. Ek bedoel, 40 dae bewys Jesus dat hy die dood het opgestaan het. Maar daar's nog steeds ouens wat sê, is dit rarig hy? rarig, soos in genuine nou. Kan ek glo? Kan ek glo dat hy my lewe ken? Kan ek glo dat hy gaan verandering bring in my seer? Kan ek glo dat 'n werk deur gaan oopgaan? Kan ek regtig glo? Hierdie disippels was dieselfde, party het nog steeds getwyfel. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toe vertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. En weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Nou kom ons gaan lees dieselfde gedeelte, Lukas se weergawe, ook op die berg, Handelinge 1 vers 3. Hy sê in die loop van die 40 dae na sy lydingstyd, het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskyn, en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. In die ou vertaling sal hy sê, hy het baie gepraat oor die koninkryk van God. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Hy sê 'n keer toe hulle saam was, het hy aan hulle 'n opdrag gegee, moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang wat hy beloof het nie. Julle onthou mos, dat ek julle vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Kom ons sit hierdie 2 stukkies saam. Wat sê die opgestaande Jesus? Hoe kan jy sy stem raak sien in hierdie gedeelte? Ek dink, kom ons begin hier aan die einde. Ons begin met die Handelinge 1 gedeelte. Wat vir my nogal oulik is al die, kom ons sê, die kontradiksies wat jy hoor. Op een plek sê Jesus, wag. Moenie uit Jerusalem uitgaan nie. Bly hier. Matteus 28 sê hy vir hulle, gaan. Nou, hier's iets hoe Jesus praat. Jesus kan vir jou sê, gaan en bly, gelyktydig. Voel dit vir jou confusing? Het moet, okay? Maar hier's die opdragte van Jesus. Niks van Jesus se opdragte is set in stone, rigied nie. Daar's altyd daai grey area. As jy 'n stem hoor, en is klink klaar duidelik, is dit 9 uit 10 keer jou vrou sê. Okay? Is alwie duidelik vir jou en my sê wat ons moet doen. Okay? Geen die res, die ander stemme, het maar altyd 'n kwessie van, Here, nou is ek so half confused. Moet ons nou gaan of moet ons nou bly? Ek bedoel, Lukas hoor bly. Matteus hoor gaan. Selfde gebeurtenis. Maar kom ons praat gerouer. Die bly, wag is baie belangrik. Ons almal ken die opdrag. Wag in Jerusalem, bly daar totdat jy die Heilige Gees ontvang het. En dan as jy die Heilige Gees ontvang het, gaan en gaan word, of gaan wees my disippels, gaan verkondig, gaan maak disippels. So hier's iets, wag en bly. Kan ek net gehoor wag en bly praat? Hierdie is great 2 woordjies. Persoonlik dink ek, naas liefde is wag en bly, die 2 moeilikste woorde in die Bybel. Dink gou mooi daaroor. Wag net gou 'n rukkie. Voel lekker, nee. Wag net. Nee, maar kom as jy so haastig. Bly, sit nog. Ons mens kan nie daai ding doen nie. Ons lyk om niks, né? Net sit. Wat moet ek doen? Nee, sit. Nee. Wag. Nee, ek kan nie wag nie. Nee. Dit is die 2 moeilikste goed vir jou. Ons wil altyd besig wees. Ons wil altyd iewers op pad wees. Ons wil altyd achieve. Ons wil bereik. Ons wil voel ons het waarde. Die manier hoe ek en jy voel ons het waarde is ons doen iets.
As ek iets doen, het ek waarde. As ek besig is, het ek waarde. Belangrike mense is altyd besig, glo ons. Iewers glo ons dit in ons koppe. En Jesus sê, daar's 'n tyd om te wag en te bly. Sit. Ek's besig met jou. Party van ons moet hierdie woorde vanoggend duidelik hoor. Sit. Ek's besig met jou. En jy kan nie, jy wil gaan, volgende projek, volgende dit, volgende dat, volgende fight, volgende e-pos, volgende SMS, volgende iets op Facebook. Wat gebeur in hierdie land? Wat's aan die gang? Ek wil net weet. Sit. Wag. Nou baie belangrik, hierdie woord moet ek bysit. Hulle moes net vir 10 dae sit. Want daar's party van julle wat nou al kan opstaan, hoor. Jy kan nou maar weer begin die huis skoonmaak. Hey, die Here gaan nou nie vir jou skoonmaak nie, okay? Ek het so tannie geken, sy het gesê, die Here het sê, sy moet vanoggend sit en bid, sy moet nie die huis skoonmaak nie. 2 weke later, toe slaan haar man, nee ek check, niemand het haar geslaan nie. Hy wou haar slaan, okay? Want elke oggend hoor sy die Here sê, sy moet die huis skoonmaak nie, sy moet sit en bid, okay? Die Here het nooit die huis skoon gemaak nie, sy moes hom maar toe eventually self skoonmaak. So na 10 dae, yes, na 10 dae toe beweeg hulle. Daar's 'n seisoen in jou lewe van herstel. Sit, wag, bid. Onthou nou, Petrus, hulle almal kom deur trauma. So die Here is fine daarmee as daar tyd is van sit en wag. En dan kom die uitstorting van die Heilige Gees. En die kerk word inspuiting of ingespuit met daai ruach, daai asem. Ons het laasweek daaroor gepraat. Jesus in hulle inblaas en die krag kom en die kerk kom plof uit sy nate uit. En toe kom die opdrag, gaan. Nou hierdie woorde kan jy nou maar neerskryf. Die Here sal altyd vir jou 'n tyd gee van preparation. Hy sal altyd vir jou tyd gee waar hy in jou praat, met jou praat, deur jou praat, om te gaan. Om iets te gaan doen, om 'n verskil te gaan maak. Ja, party van ons jong mense, hulle wil nie preparation hê nie, hulle wil net gaan. Party van ons ou mense, is die preparation al lankal verby, jy moes al gegaan het. Hallo, okay? So daai is 'n balans wat jy moet hoor. En jy moet hom uitstoei in jou hart. Ek weet dit voel confusing binne in jou, maar yes, jy is al ready om te gaan. So as jy die Gees ontvang, dan moet jy gaan. Kom ons kyk na 'n paar ander goedjies in hierdie oulike gedeelte. Ek dink 'n baie belangrike punt wat jy moet ontdek van die stem van die Here is, hy het in hierdie 40 dae met hulle oor en oor gepraat oor die koninkryk van God. Kan ek hierdie vir jou mooi sê? Hy het in 40 dae oor en oor met hulle gepraat oor hulle eie koninkryk. Nee, baie van ons sê, hoekom hoor ek nie die stem van die Here nie? Dis omdat jy hom net vra oor jouself. Omdat jy hom net vra oor jou wêreldjie, jou klein ou wêreldjie. En eintlik wil hy met jou praat oor die koninkryk. Hy wil met jou praat oor mense wat hel toe gaan, mense wat gebroken is, mense wat seer is. Hy wil jou gebruik om 'n verskil te maak, maar al wat jy hom vra die hele tyd is, moet ek gaan, ek waantoe, hoeveel, wat's myne, wat kom my toe, wanneer kry ek myne, wanneer kom my skip, en wanneer weer gebeur. Hey, hou op so fokus op jouself. Kan julle dink al hierdie disippels het verskriklik baie vrae gehad oor hulle toekoms. Hulle het nou 3 jaar hulle werke gestop, hulle het vir 3 jaar saam met hom rondgetoer, hulle het vir 3 jaar amazing goed gesien. Maar wat doen ons nou? Ekskuus tog, met ons weer begin visvang, met ons weer vis verkoop, hoe gaan ons in die lewe bly, wat is ons werk, wat is ons opdrag, wat kan, en Jesus sê net vir hulle, bly. Hulle sê, nee, ons wil nie praat oor bly nie, hy sê, okay, gaan, okay, ons wil ook nie praat oor gaan nie, ons wil weet, wat kry ons? Waar kry ons by aan die einde van die maand? Jesus praat met hulle oor die koninkryk van God. Dit is asof mense daai geldgedeelte sorg homself uit. Daai ander gedeeltes, daai wat ons sal aantrek, wat ons sal drink, daai wat Jesus gesê het, 'n voeltjie is bekommerd in die saadjies en die kos en hulle is gaar op en klere en veldblomme. Dit is asof daai goed sorg vir homself. As hy begin praat hy oor die koninkryk. Praat oor die koninkryk van God. Ek dink nog iets wat vir my baie mooi is, in sy stem, hy sê ek is vir altyd by julle. In sy stem is daar altyd beloftes. En hierdie kan jy neerskryf. Het jy drome? Het jy beloftes? 9 uit 10 keer as jy 'n droom en 'n belofte het, jy het nie alles van daai droom self uitgedink nie. Jy is nie so oulik toe nie. Okay?
Daar's actually in daai droom en daai planne en daai ambisies binne in jou, daai droom, daai iets wat jou stir en lewendig maak, daar's iets van die Gees in dit ingeblaas. Ek sal altyd by jou wees. Ek wil jou lewe gebruik, ek wil 'n verskil maak. Jy's iemand van significance, jy het 'n gift, jy het 'n talent en iets in jou stir. Ja, daar's 'n stuk van jou droom wat jy self uitgedink het van hoe groot en hoe belangrik en hoe smart jy gaan wees, maar daar's 'n ander stuk van daai selfde droom wat so koninkryk buist is. Wat so love for your neighbor buist is, wat so mooi is. Dis God, sy stem het altyd 'n stukkie droom in. 'n Stukkie belofte. 'n Stukkie wat ek jou nog gaan maak. Ietsie moois in jou in. So kom ons maak so 'n laaste dingetjie van hierdie is, hy praat met hulle bo op 'n berg. Jesus was lief vir die natuur geweest. Ons sien dit reg deur sy hele bediening. Hy praat met hulle by die see. Hy praat met die Emmausgangers op die pad. Hy praat met hulle agter toe deure. Hy praat met hulle by die werk. Ek wil hê jy moet agterkom. Jesus praat kind of oral. Daar's mense wat sê, nou Sondagoggend in die kerk. Here gaan nou met my praat. Yes, amen, ek stem saam, ons gaan naby kom. Hy praat in community. Maar weet jy, hy kan jou kind of enige plek opspoor. Wie kan so hoog op in die hemel opgaan dat jy God nie daar kry? Wie kan onder in die aarde gaan dat jy God nie daar? Wie kan in die ooste, weste, noorde, oral. Hy kan in die gestad, in die gejaag wees. Daar's skrifte wat wys in die poorte van die stad, daar waar die rumoer en die buzz is, daar waar dit die crowdedste is, roep wysheid uit. Wie kort wysheid, kom na my toe. Wie wat sê dit? God praat oral met jou. Het gaan oor jou wat ingestem moet wees. Het gaan oor jou wat moet luister. Ietsie van 'n berg wat oulik is, jy moet hier 'n berg opklim. Dit vat bietjie moeite, vat bietjie opdraande. Maar hulle het dit gedoen en toe kry hulle hierdie beeld van die opstaan of die opgevaarde Jesus. En hy gee vir hulle 'n opdrag. Hy sê vir hulle gaan, gemaak disippels van alle nasies, leer hulle alles, doop hulle al daai beginsels en dan gee hulle 'n belofte en hy sê ek sal altyd by julle wees. En aan die ander kant sê hy bly tot julle die Heilige Gees kry. So hier's 'n klomp goed dink ek wat jy daarin kan sien. Wat sê Jesus vir ons? Kom ons gaan na ons laaste storie toe. En dan gaan ons by die praktiese goed kom. Die laaste storie is waar die kerk nou al begin het en 'n man met die naam Paulus of Saulus, hoe ons hom leer ken, vervolg die kerk. Maar die Here het 'n doel met sy lewe, die Here het 'n plan met sy lewe. Nou wil ek hê jy moet vinnig hoor. Hy is kind of al die goed wat ons genoem het. Hy's confused, verwar. Hy jaag en vervolg 'n groep mense. Hy's gebroken. Hulle sê die eie pyn wat binne in jou is, projekteer jy op ander mense. Hy gooi mense in die tronk, omdat daar's 'n tronk binne in hom. Hy jaag, hy beklei om te achieve en te bereik. Hy's ongelowig, hy glo nie in Jesus nie. Met wie praat Jesus? Met ongelowige, gebroke, stikkende, soekende mense. En jy sal sê, anders jy sê het elke diens, exactly. Want van ons dink nog steeds, ek's nie goed genoeg om sy stem te hoor nie. Dis juis. Hy praat met Paulus, Saulus. Hou wat sy kerk vervolg, hou wat mense in die tronk gooi, hou met soveel stemme in sy kop, met soveel ambisie, soveel ego. Ek bedoel, hy is net chaoties wie Paulus is. En Jesus kom praat met hom. Kom ons gaan lees die storie, Handelinge 9:3. Hy sê, toe hy op sy sending naby Damaskus kom, het daar skielike lig uit die hemel hom omstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dis vir my wat jy vervolg. Staan nou op en gaan die stad in. Daar sal vir jou gesê word wat jou te doen staan. Die man saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle is Damaskus in, terwyl sy reisgenote hom aan die land lei. Dan nou 'n paar versie verder, daar was 'n gelowige in Damaskus, met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias,
Ja, Here, het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom, gaan na Reguitstraat toe, na Judas se huis. Vra daar vir Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in 'n gesig laat sien, dat 'n man met die naam Ananias inkom, en sy hande op hom sit, sodat hy weer kan sien. Kom ons kyk, hierdie is een van die, ek wil nie sê laaste nie, want dit is nie laaste nie, daar is nog baie, maar hierdie is een van die laaste groot, as ons daai woord kan gebruik, gebeurtenisse van die opgestaande Jesus. En hier gebeur iets, as ek hierdie woord kan gebruik, hier kom 'n shift in die hele storie. Elke keer tot nou toe, het Jesus in 'n fisiese liggaam, voor die gelowiges of voor hierdie klomp disippels gestaan, in 'n hoorbare stem met hulle gepraat, en hy het met hulle gesprek gehad, conversation, vis geëet, hy het aan hulle laat raak, al hierdie goed gebeur. Hier kom 'n shift. Die opgestaande Jesus se beeld verander. Hy raak onsigbaar. Hy raak net 'n gesig of 'n visioen. Hy raak net 'n stem. En hier begin my en jou storie nou eintlik deel word. Want baie min mense het die voorreg om die opgestaande Jesus te sien. Ja, dit gebeur nog. Jesus praat tog so met mense, verseker. Maar die meeste van ons in hierdie gebou, ons is tevrede met stemme. Ons is tevrede met indrukke. Ons is tevrede met gedagtes. Ons is tevrede met gevoelens in ons hart. So hier kom 'n shift in die storie, dat die Jesus, die sien Jesus, die wonde in sy hande, hy raak so al weg van die sien af. En Jesus begin praat deur visioene, gesigte, stemme. Kom ons kyk wat gebeur. 'n Lig tref Paulus. Paulus val van die donkie af, en 'n stem praat met hom. En die stem sê, nou kom vervolg jy my, en dis die kerk, hy vervolg die kerk, hy vervolg Jesus, die kerk is Jesus, Jesus, ons is die kerk, en hy sê, ja Here, en hy sê Jesus, en hy kom tot bekering. Maar hier is iets wat gebeur, hy's blind. Nou, ek wil hê jy moet gou mooi hoor. Dis bewys dat blinde mense beter hoor as sienende mense, het jy dit al gehoor? Blinde mense, ek het 'n storie gelees van 'n rabbi, wat in die lente onder deur 'n boom loop, en dan sê hy, die pink bloeisels is al uit. Dan vra die monk wat langs hom loop, hoe weet jy dit? Dan sê hy, ek ruik dit, ek hoor hulle groei, ek kan sien, ek kan dit in my oë sien, ek voel dit, die hele klimaat, die hele atmosfeer. Ek bedoel, ek en jy wat kan hoor, sien, en al hierdie klas van goed, ons het nou al, hoeveel daal verby die bome gery, het jy gesien, hulle begin bot, die groen kom uit. Ek bedoel, ons sien dit, maar ons, ja, is mooi, is lekker, is tyd. Jy sien, as jy 'n rukkie blind is, dan kry jy respek vir jou ander sintuie. En daar's iets wat die Here so nou en nou in jou en my doen. Hy maak ons so nou en dan bietjie blind. Is nodig. Hy vat so bietjie aan ons in die seer in hierdie wêreld. En jy word blind vir goed, en jy stel nie meer belang in goed nie. En die lewe gaan by jou verby. Daar's van hierdie mans nou in ons kerk, wat byvoorbeeld gister se toets sommer net gemis het. Hoekom? Ag, is net rugby. Hier's nou ander mans wat dink, stupid man. Jy sal nog uitkom. Dis net rugby. Who cares? Mis 'n toets, so what? Jy raak blind vir onbelangrike dinge. Want daar begin ander stemme met jou praat. Jy begin ander belangstelling kry. Jy soek na dieper goed. Jy soek na standhoudende goed. Jy soek na goed wat 'n effek het in jou lewe. Jy soek na goed wat, en dis wat hier met Paulus gebeur, hy word blind vir 'n tyd, vir 'n rede. En dis dalk nodig, baie van ons blind word. Het jy al die spreekwoord gehoor, jy word blind van pyn? Hou, is blind van die pyn? Dis baie keer wat pyn aan jou en my doen. Dit maak ons blind vir die rubbish in hierdie lewe. Vir die onbelangrike goed in hierdie lewe. En jy begin 'n oor ontwikkel vir die stem. Onthou, al die mense om hom, hulle het 'n stem gehoor, maar hulle het nie die woorde gehoor nie. Hulle het 'n gebrom gehoor, maar hulle weet nie presies wat aan hom gesê nie. Dis omdat hy blind en in pyn was, wat hy die woorde kon hoor, Paulus. So dis dalk nodig, sy stem doen goed aan ons. En mense vra jou baie keer, hoekom is jy anders? Hoekom kom jy nie meer saam nie? Hoekom kuier jy nie meer nie? Hoekom ry jy nie meer? Hoekom lag jy? Hoekom die stem het jou vir 'n tyd lank bietjie anders gemaak. Okay, so ons sien, hy's blind vir 'n tyd lank. Dan sien ons, die stem sê vir hom, gaan in die stad in, nou hierdie is vir my baie interessant, gaan in die stad in en wag daar. Iemand anders gaan vir jou als kom sê wat jy moet hoor. Nou hier moet ons pause en hold en wow en stop. Want hoor gou mooi, hoekom kan Jesus nie nou sommer self met hom klaar praat nie?
Hoekom kan Jesus nie nou sommer daar, nou vir hom sê, Paulus, ek wil hê jy moet jou lewe regkry, verander, jy begin die kerk te dien, word 'n sending, gaan op toere, verander mense se lewens. Hoekom Ananias? Hier is 'n belangrike punt wat ek jy moet raak sien. Jy sien die stem van Jesus begin te groei en te verander hoe verder ons in die verhaling gaan. By Martha en Maria het hy uitgekom en sy hande gewys. Thomas kon sy vingers indruk. Ons gaan nou baie stories maak. Petrus was daar by die vuur, by die rook, by die vis. Hoe verder die storie aangaan, hoe meer raak Jesus onsigbaar. Hoe meer raak sy stem half confusing en hoor mooi. En hoe meer begin hy ander mense te gebruik vir sy stem. Hy sê vir Paulus, gaan wag in die stad. En nou moet hy 'n ander gelowige disipel kry om die opdrag klaar te maak. Ek weet nie van jou nie, maar ek vertrou mense moeilik. Jesus sê vir Paulus, gaan sit daar en wag in die stad. Ek gaan net gou 'n ander disipel kry om my opdrag klaar te maak. Hoe trust Jesus vir Ananias? Ek het al vir mense gevra om goed te doen. Ek het al vir my laities gevra om vir mamma 'n opdrag te gee en hulle luister nie vir my nie. Het jy al probeer? Okay. En hier doen Jesus iets merkwaardigs. Hy deel sy stem uit. Ek het al hierdie woorde gesê, as mense na my toe kom en sê, Andries, die Here het vir my iets van jou vertel, en dan kom vertel hulle vir my 'n storie, en dan sê ek hierdie woorde, weet jy, my Jesus skinder nie van my by ander mense nie. As Jesus iets vir my wil sê, dan sal hy dit vir myself sê. Ek het 'n fout gemaak. As Paulus gesê het, as Jesus iets vir my wil sê, sal hy dit vir myself sê. So Jesus vir hom gesê het, nee, ek wil vir Ananias stuur. Ek wil bietjie van jou skinder by Ananias. So almal van julle wat soos ek het gesê het, ons het 'n fout gemaak. Jesus skinder van jou by ander mense. Jesus skinder van jou by die kerk. Jesus skinder van jou by gelowiges wat hy kan vertrou om na jou toe te kom en 'n boodskap klaar te maak wat hy begin het. Maar hoor mooi, hy het dit begin, hè? En nou sê hy, ek stop in die middel van my conversation met jou. Hy sê, hallo Paulus, ek gaan met jou, ek is Jesus, jy vervolg my, op my te vervolg, ek like jou kwaai, jy's 'n nice ou. Maar zip, nou praat ek nie verder nie, iemand anders gaan verder kom praat. Hy sê, dit is vir my confusing hierdie goed. Vir my persoonlik is dit soos in, why, Jesus, why? Praat klaar, ons is nou lekker hier, is nou net ek en nie, al hierdie ander mense kan gaan, vlieg, dinges. En hy sê, nee, al hierdie ander mense, word deel. Hulle moet deel word. Hulle moet ook met jou praat. Hulle moet ook plek hê in jou hart. En die meeste van ons wat hier sit sê, ag nee, ek hou nie nou meer hiervan nie. Ek wil my en Jesus, ek en hy alleen en die res kan bangla, harnkla, lasla, wara. Okay, ek wil ander woorde gebruik, maar ek mag dit nie in die kerk sê nie, okay? Nou ja, dan mense moet net weg. Dis ek en Jesus. En Jesus sê, jy kan nie my hê sonder die res nie. En hy stel Paulus voor aan Ananias, die eerste gelowige. En Ananias kom in sy lewe in en hy kry 'n vriend en later Barnabas en later word Paulus 'n sendeling in kerke en hy doen hierdie amazing werk. Maar alles begin by Jesus wat ophou self praat en 'n boodskapper stuur om 'n storie te kom klaarmaak. Nou kom ons sluit af hierdie reeks. Ons sien iets hoe Jesus praat en ons sien hoe dit verander. Ons begin by Jesus praat self. Nou hy het nie opgehou self praat nie. Ek wil hê jy moet dit duidelik hoor. Moenie sê Jesus gaan nooit weer self praat nie. As jy Openbaring lees, die laaste boek in die Bybel, sê Johannes oor en oor. En Jesus het vir my gesê. En hier Handelinge verder. En Jesus het met hulle gepraat en Jesus het 'n visioen en Jesus het 'n gesig. So Jesus hou aan self praat. Maar vir een of ander rede in die Nuwe Testament, hoe verder ons aangaan, sien ons ook dat Jesus praat deur die Heilige Gees. Jy sien, toe Jesus nog op aarde was, het hy gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan gaan die Vader vir julle die Heilige Gees stuur. En hy gaan julle alles leer en alles lei. En hy gaan vir julle begelei in die lig wees, waant julle moet gaan. En die Heilige Gees praat met jou en my. En dis hierdie stem hier binne in ons. Dis hier binne in ons gewete, binne in ons conscious, binne in ons denke, binne in alles hier binne in my, is die stemme wat met my praat. Dis dalk die Heilige Gees. En dan sien ons, hy praat deur engele, hy praat deur visioene, hy praat deur gesigte, hy praat deur drome. So dis asof hierdie stem nou al hoe wyer word. Al hoe meer word. En dan sien ons, hy praat deur mense. Hy gebruik Ananias, hy gebruik predikante, hy gebruik profete, en hoor nou gou mooi, nou raak die sifting al hoe belangriker. Ek bedoel,
Petrus, hulle hoef nie baie te gesif het nie. Hier staan hy voor hulle, gate in die hande, hier's ek by hulle, gat in die sy, kom, kyk, voel, hier's ek. Hoe later dit aangaan, hoe belangriker word die sifting. Want profete het selfs by Paulus gekom en dan sê hy vir hulle, julle praat kind of reg, maar julle het nie 100% die boodskap reg nie. Ja, ek gaan gevange geneem word in Romeine, maar ek moet nog steeds gaan in Rome. Ek moet nog steeds gaan, julle hoor een gedeelte reg. So hier begin sifting al hoe belangriker word. En dan sien ons, hy werk deur die mens, hy werk deur die kerk, en heel laaste sien ons, Paulus hulle skryf briewe vir ander mense, en die briewe word jou en my Bybel. En hy praat met ons vandag deur die Bybel. So hier's die woorde wat ek vir jou wil mee afsluit. En dis waarom ons volgende week moet aangaan. Die stemme raak overwhelming. Die gedagtes wat jy kry terwyl jy in 'n kar ry, raak so baie. Dis wat is God? Wat's nie God nie? Hoe weet ek? Wat die stemme van die kerk. As jy in 'n selgroep is, hierdie ou het 'n opinie, daai het 'n opinie, daai sê dit, hierdie ou het 'n skrif. As jy 'n predikant is, dan kry jy e-posse en mense sê vir jou in die naam van die Here. Oei, shy. Nou moet ek luister. Kyk, nou het hulle vir my uitgetrap, ou man. Ek's jammer, al dreig jy my met wat se naam? Ek moet nog steeds daai stem sif. Ek kry 'n pos elke week van ons moet meer, ons moet minder. Dit klink soos Jesus, ons moet gaan, ons moet bly. Ons kry al daai stemme hier by die kerk. Ek moet sif, ek moet leer om te sif en te regtig te onderskei. Watter stemme is syne? Watter visioene is syne? Watter skrifte is syne? Watter kerkwoorde is syne? So hier is die belangrikheid, ons moet sif. Nou dis wat ons volgende week gaan doen, maar hierdie week wil ek afsluit met hierdie woorde. Hy praat met jou. Hy praat nou met jou. Hy praat sy hele lewe met jou. Hy het nog nie opgehou met jou praat nie. En dalk het jy al opgehou luister omdat dit so confusing is. Dalk het jy al gesê ek hoor bly en ek hoor gaan. Dalk het jy gesê ek hoor op in die berg, ek hoor by die see. Ek hoor in die kerk, ek hoor by die huis. Ek bedoel dis eintlik actually very confusing vir jou. En omdat dit confusing is, het jy al gesê ek gaan eerder nie probeer uitfigure nie. Want die disappointment van as ek verkeerd is te erg. So nou bly ek eerder net my lewe self uitfigure. Nou probeer ek eerder net self by antwoord uitkom. En ek wil jou uitnooi, moenie daai pad kies nie. Kies die pad van, ek wil uitfigure. Kies die pad van, ek wil aanhou hoor, Here hou aan praat. En tussen hakies, Here gaan aanhou praat. Of jy nou sê hy moet ophou of nie, hy gaan nie ophou nie. Hy gaan aanhou praat. Hy gaan aanhou met die skrifte met jou praat, hy gaan aanhou met vriende met jou praat, hy gaan aanhou met die lewe, met omstandighede, hy gaan aanhou met tekens, hy gaan aanhou met padtekens, hy gaan aanhou met jou praat. Dit gaan van jou hart afhang, om te begin sif, en te sê ek wil hoor, wat sê u vir my? Jy sien sy stem stuur, sy stem gaan oor die koninkryk, sy stem gaan oor beloftes, sy stem gaan om jou die mens te maak, wat jy moet wees. Maar dit gaan van jou afhang, om regtig moeite te maak met hierdie stem, en te sê ek wil dit sif. Ek wil al hierdie maniere hoe God nou met ons praat, al hierdie maniere hoe hy sy wysheid en kennis met, ek wil dit begin sif, en ek wil beter weet, dit begin alles by jy moet kies, ek wil hoor, ek wil luister, Here. Ek dink aan laaste Samuel, wat gehoor het, Samuel, en Elia die profeet of die priester sê vir hom, sê net, spreek Here, u diensknegt luister. Ekskuus, is andersom. Samuel was die priester en Elia was, maar spreek Here, u diensknegt luister. En jy moet net daai woorde sê. Spreek Here, ek wil leer om te luister. Spreek Here, ek wil leer om te luister. En dit moet jou woorde vanoggend wees. Die Here praat. Daar stemme, is oral, all around me, all the time. Spreek Here, u diensknegt luister. Ons gaan luister na 'n lied wat Connie en Sanet hulle vir ons gaan doen, juis hieroor net wat sê, ek wil leer om te luister, I want to learn to listen, om te hoor wat sê die Here vir my, tussen al hierdie stemme, wil ek leer om te sif, en te hoor, wat sê u vir my. Kom ons luister na die lied, en jy begin sif, aan jou kop, al hierdie stemme, begin jy net sê, tussen al hierdie stemme, iets iewers, is God se stem, is die Gees, is die kerk, is die liggaam, is die Bybel, is God wat met my praat.
hard as it seems, standing in dreams. Where is the dreamer now? Wonder if I wanted to try, would I remember how? I don't know the way to go from here, but I know that I have made my choice, and this is where I stand until He moves me on, and I will listen to His voice. This is the faith, patience to wait when there is nothing clear, nothing to see. Still we believe Jesus is very near. I cannot imagine what will come, but I've already made my choice, and this is where I stand until He moves me on, and I will listen to His voice. And I will listen to His voice. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, hier sit soveel mense wat verward is, wat net wil weet duidelikheid. Wat sê U? Wat moet ek doen? Waartoe moet ek gaan? Waar moet ek sit? Waar moet ek bly? Here, gee my net duidelikheid. Daar's soveel van ons wat vra, wat soek, Here. En ons sien, Here, in die manier hoe die opgestaande Jesus met sy disippels gepraat het. En hoe dit gegroei het in die Bybel sien ons. Dat die confusion en verwarring word eintlik net meer. Ons sien die stemme word net meer. Maar Here, dit laat die verhouding net al hoe dieper word. En ons moet gaan sif, en ons moet worstel, en ons moet stoei, en ons moet in geloof opstaan en sê, ek vat, ek luister, ek soek, ek honger, ek dors. En dis my gebed nou vir mense wat vanoggend hier sit en sê, ek wil hoor, Here. Ek wil 'n verhouding met U hê, Here. Ek wil luister, Here. Dankie, Here, deur al hierdie confusion, deur al hierdie stemme, word U stem al hoe duideliker. Begin ons al hoe beter te hoor en te sien, Here. Dankie daarvoor, Here, dat U hierdie manier, hierdie proses, hierdie stelsel so uitgewerk het, dat ons al hoe dieper en dieper in 'n hegte verhouding met U inbeweeg. En al hoe beter begin hoor. Here, dankie dat U nog nooit opgehou praat het nie. U is die heeltyd om ons, by ons, saam met ons. U is die heeltyd beloftes, U is die heeltyd drome, U is die heeltyd opdragte. U is die heeltyd besig om met ons te praat. Here, dankie dat ons al hoe meer groei in hierdie siftingsproses. Dankie daarvoor, Here. Here, ek bid dat daar waar U stem in ons hart val, bring dit soveel shalom, soveel vrede, soveel opdrag, soveel droom, soveel sekerheid, soveel gaan, soveel verskil, Here. Mag ons net meer die stem sif en duideliker hoor wat U vir ons sê. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen.